musikspan. Kan julle my hoor? Ekskuus Arends, dit was ek. Ek weet nie wat het ek gedoen nie, maar ek het iets gedoen. Ek gaan nie tyd mors nie, ek gaan sommer dadelik begin. Is al iemand in die gebou wat 'n dankbare hart het? Saam met my julle hande opsteek. Ja, die Here is goed. Ons is dankbaar vir die reën en ons is dankbaar dat die Here in beheer is van die gemeente. Ons het Woensdag aand die honderde mense gehad en ek dank die Here dat ons gemeente oop is vir die gemeenskap. En ek wil vir elke persoon wat gehelp het daai aand ook dankie sê dat julle gehelp het. My tema van vanoggend is die geveg teen jou vlees. My eerste skrifgedeelte Genesis 25 vers 23 lees ek uit die ou vertaling uit en hy sê en die Here het haar, en dis Rebekka, geantwoord. 2 nasies is in jou skoot en 2 volke sal vir mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. Kan ons gou weer ons oë sluit asseblief? Kom ons bid saam. Here, vanoggend staan ek rarig hierso in gehoorsaamheid, in dankbaarheid en so afhanklik van die Gees. Heilige Gees, Gees van God, Vader, in die naam van Jesus wil ons net kom stil raak voor ek verder gaan in hierdie boodskap. En rarig stil wees. En ons wil U eer, want U is goed. Vader, my hartsbegeerte vanoggend met hierdie boodskap is regtig dat U ons sal kom besoek met die teenwoordigheid. Dat die Gees ketting sal losbreek. En Here, ek glo, ek preek nie net vandag vir myself nie, ek begin by my, maar dat die vlees sy knie sal buig teen die Gees van God. En dat ons in oorwinning sal opstaan. Vader, my gebed, my hartsbegeerte vanoggend, is dat U ons sal kom leer en sal kom verander vanoggend. Maar vir U glorie, in U groot en heilige naam, en alle eer aan U. Here, soos ek nou gesê, daar's geen duisternis wat kan staande bly wanneer U op die toneel verskyn. En vanoggend loof en ons prys U, want U is goed. Amen. My tweede skrifgedeelte is Efesiërs 2, vers 1 tot 3. En hierso lees ek uit die 83 vertaling en daar staan: Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat julle voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. En die gees wat daar nou aan die werk is aan die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en gedoen net waartoe ons liste ons gelei het. En wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes geword het. En terwyl ek hierdie week in die week voorberei en spesifiek gisteraand redelik laat stil raak, begin die Here met my praat oor die ou Mike en die nuwe Mike. Die ou oom Lukas en die nuwe oom Lukas. En vir 'n oomblik raak ek so stil en so bewoe dat die Here nog voor ek geweet het hy vir my die prys betaal sodat ek die nuwe Mike kan wees en die nuwe Martin kan wees en die nuwe Jansen kan wees. En so wil ek elkeen se naam noem, maar dit gaan te lank vat. Maar terwyl ek so sit, dink ek dat vir ons as kinders van God
is daar 3 areas wat elke dag veg vir my en jou siel en vir ons saligheid. En dit is die wêreld, dis die vlees of jou vlees, en dis ons vyand, wat elke dag ons probeer potjie. En as ek sê die wêreld, dan bedoel ek nie die wêreld wat God geskaap het nie, hoor my mooi. Ek praat van die stryd wat ons op hierdie aarde het en gaan hê tot die dag wat Christus weer gaan terugkom op die wolke. Die stryd wat in die tuin van Eden begin het, wat God gaan volmaak en gaan stop wanneer hy terugkom. Ek praat van die sisteem of die wêreld wat in opstand gekom het teen wat God gesê het, wat reg is en wat verkeerd is. Jy sien, ons leef in 'n sondige wêreld wat deur sonde gedryf word en wat teen God in opstand gekom het. Want wat God gesê het wat goed is, het die wêreld gesê is sleg. En wat God gesê het wat sleg en verkeerd is, het die wêreld ewe skielik gesê is reg. Alles het mos deesdae ander definisies gekry. Ons het mos ons eie reëls. Die eie dinge wat ons volg. En ek het laasweek bietjie met ons gepraat oor die gewoontes wat in ons lewens opduik. En soos ek boodskappe ontvang deur die week, weet ek dis nie net ek wat sukkel met gewoontes nie. Maar elkeen van ons het iewers in ons lewens waar ons toegelaat het dat gewoontes die oorhand kry in ons lewens. En dit mag dalk wees in jou huwelik, dalk is dit sonde, dalk is dit by jou besigheid. Vir baie van ons het gewoontes ons geluk gepootjie. Vir baie van ons het dit ons liefde gekos. En so is al baie ander. En terwyl ek voorberei, skryf ek hierdie Engelse woord neer, compromise. En ek het gaan kyk wat dit in Afrikaans is, maar dit klink nie so goed nie. Maar compromise, want ek en jy as mens het so lank, en baie van ons nog elke dag, probeer kyk hoe kan ons die lyn van sonde buig, net voor dit sonde raak. Maar dan kom ek en jy, as kind van God, en ons soek die seën, en ons soek die guns van 'n regverdige lewe, maar sonder die effort, en sonder die gehoorsaamheid wat dit verg. En terwyl ek so sit, en wonder ek, maar waar het hierdie goed in die kerk ingekom? En ek dink so, dit is die dae, wat die kerk nie meer opstaan teen sonde nie. Dis daai dae wat die kerk die sonde so onder die mat ingevee het, wat ons ander kant toe begin kyk het, en ek is jammer ek gaan dit nou sê, maar die voorspoed teologie wat in die kerk ingekom het, prosperity gospel, want ons mag net nie iets sê oor sonde nie, ons mag net nie iets sê oor, as jy iets verkeerd doen, gaan dit nie goed gaan nie, dit moet ons net altyd goed gaan, maar ek wil vanoggend vir jou sê, daar is 'n geveg vir jou siel, en vir jou saligheid, in die wêreld, jou vlees en die vyand soek dit. En 'n skrifgedeelte wat ek die laaste ruk baie vir julle gelees het, Efesiërs 6, vers 11 tot 18, die wapenrusting, gaan ek net so 'n stukkie vir julle lees, en hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En daarom neem ons die volle wapenrusting van God aan, sodat wanneer die sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, ek en jy kan staande bly. Die skrif sê nie hierso, wanneer of miskien as jy gewen het nie, hy sê nadat julle alles volbring het, met ander woorde, nadat julle gewen het, sal julle vas staan. Ek weet nie wat is die stryd wat julle stry op hierdie stadium nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy aan God gaan vashou, gaan jy staande bly. As jy gaan doen wat hy vir jou sê, en jy doen kinderlik, trek die wapenrusting elke dag aan, kan ek jou waarborg, die vyand gaan jou los. Hy gaan moeg gesukkel raak teen jou. En dan kan jy verder gaan lees. Ek wil nie verder tyd opneem met die wapenrusting nie, maar dis verder daarso in Efesiërs 6 kan jy gaan lees. Maar terwyl ek voorberei, kom hierdie gedagte by my op en ek wil dit by julle los. Ek weet dat ons vyand is 'n werklikheid. En hoor my asseblief vanoggend, as jy my nie goed genoeg ken nie, die wat naby my loop weet dat ek is nie een van daai pastore
wat die duiwel gaan soek agter elke bos nie. Hoor my, ek leef in oorwinning. Want ek soek nie 'n duiwel nie. As jy hom gaan soek, gaan jy hom kry. Maar ek weet hy's reeds onder my voete. So as ek hom gaan soek, gaan ek weet waar soek ek hom. Ek weet dat hy loop rond soos 'n brullende leeu volgens 1 Petrus 5. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat hy, al is hy hoeslings, kan hy nie oral wees op dieselfde tyd nie. Hoor mooi wat ek sê. Hy kan nie wees waar God is nie. Ek wil dit vanoggend vir jou sê, dat die een met 'n hoofletter, wat gekom het om vir my en vir jou lewe te gee en dit in oorvloed, volgens Johannes 10, hy's oral. Hy's alomteenwoordig, Jesaja 46, en vanoggend wil ek hê, jy moet hoop skep, want hy is met jou. Waar die vyand jou probeer aanval, ons koning is oral. Jy sal nooit alleen wees nie. En hierdie is my volgende, is net my opinie, uit my eie ondervinding, en uit hierdie 3 uit is die wêreld waarvan ek praat, en dan ook ons vyand, is baie keer makliker om te staan en te identifiseer, maar as dit by ons vlees kom, julle, dis moeilik, dis 'n ander storie. Want dit is maklik om jou vlees te staan, wanneer dit goed gaan. Maar wanneer die lewe so 'n bietjie druk, en wanneer jy die slegte en die verkeerde gewoontes in jou lewe het, dan raak jou vlees so 'n bietjie opstandig. En hy beklei jou. Jy sien, ons vlees is iets wat ons so maklik kan wegsteek vir die mense om ons. Ek is seker as ons hier in die gebou rondgaan, gaan elkeen van ons iets kan sê waarvan niemand weet nie. Wat jy so maklik wegsteek. Maar ons vlees is een van daai goed wat ons wegsteek. Daar's geen operasie wat gedoen kan word om dit te verwyder nie. Daar's nie 'n pil wat ons kan drink wat dit kan wegvat nie. Daar's geen wondergebed wat ek jou kan leer wat jou vlees onder beheer kan bring nie. Daar's geen getal vas daar wat ek en jy kan vas. Al is dit 100+ dae, is daar niks wat jou vlees kan onder beheer bring buite dit wat ek vanoggend vir jou gaan sê nie. Ek wil wel vir jou sê dat gebed en vas help definitief, maar dit vat nie jou vlees weg nie. Hoor mooi wat ek vanoggend vir julle sê. Ek weet nie wie van julle het saam met ons gevas die laaste ruk, so 'n paar weke terug nie, maar elkeen van julle kan sê dat ons vlees kan ons pla, man, as jy vas. Iemand het vir my gesê, hulle het baie gesukkel. Wanneer jy vas, begin jy vlees skop. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat as God met jou is, wie kan teen jou wees? 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat nie sy vlees onder beheer kon gehou het nie, en wat onderhandel het met die vyand aan die buitekant, was Judas, wat saam met Jesus gewandel het, en hy het hom verraai. Want hy kon nie sy vlees onder beheer sit nie. As ons verder gaan, Genesis 25, in die Nuwe Lewende Vertaling gaan ek vers 22 vir julle lees, en hy sal op die bord wees. Daar staan die 2 kinders het in haar teen mekaar gestamp, en sy het gewonder, hoekom gebeur so iets met my? En sy dadelik die Here gaan raadpleeg. Lees julle daar. Vers 23 sê die Here antwoord daar, die 2 seuns wat jy verwag, sal 2 nasies word wat teen mekaar wedywer, en die een sal sterker wees as die ander, en die nageslag van die oudste sal die nageslag van die jongste dien. Jy sien, Rebekka het hierdie groot geveg aan die binnekant van haar gehad, soos ek en jy ook maar het vandag. Jy sien, Rebekka was besig met 'n groot stryd aan die binnekant, maar sy het, soos dat ons dit ook moet doen, dadelik gehardloop na God toe, en gesê, God, ek het dit nodig, help my. En God het vir haar profesie gegee, profetiese woord, wat gaan gebeur in die toekoms, en ek glo, dis 'n profetiese woord vir elkeen van ons vanoggend, is daar 'n ou jy, of kom ek sê 'n ouer jy, ek wil nie praat oor ouderdom vanoggend nie, daar 'n ouer jy, as jy teruggaan tot op jou geboorte, en dan is daar 'n jonger jy, dis die ene wat gebore is, toe die dag wat jy jou hart vir die Here gegee het. Dis daai ene wat ek weet nie hoe lank is elkeen van julle tot bekering gekom het nie, maar dis die nuwe een. Dis die ene wat opstaan teen die ou gewoontes.
En ek wil vanoggend vir jou sê, daai twee, die ou en die nuwe, veg die hele tyd teen jou. Daar's 'n groot geveg tussen hulle twee aan die gang. Maar ek wil graag vanoggend hierdie vir jou so sê dat dit 'n werklikheid sal raak in jou lewe, dat jy sal inneem en sal besef dat die bloed van die lam het jou gewas. En dit was jou oorgawe, jou gehoorsaamheid en jou liefde vir Christus wat jou nuut gemaak het. Dis niks wat jy gedoen het nie, hoor mooi. Dis nie jou gevleelde woorde, of jou slinkse planne en voorgee, of die gebedjie wat jy gebid het. Ek weet die kerk sê, kom ons bid gou saam, en ons glo gebedjie het jou tot bekering gebring nie. Hoor mooi, dis hoekom ek dit nie sal doen nie. Ek sal 'n gebed doen, en dan gaan ek jou opvolg, en ons gaan saam 'n pad stap. Maar die kerk het so gewoond geraak in 'n gebedjie, en ons glo so, dit is al wat nodig is. Hoor my vandag, dis 'n volle oorgawe aan God, wat die verskil maak. Dis niks anders as net genade wat jou gered het nie. Maar goeie nuus, daar's 'n konstante geveg aan die gang binne jou, tussen die ou jy en die nuwe jy. Die ou jy wil domineer. Ek weet nie wie van julle was ook so stout soos ek gewees nie. Ek weet ek en Anton kan saampraat. Maar ons was stout. Maar die ou jy wil domineer, want hy is mos die oudste. Maar dan kom die nuwe jy en sê nee, ek is die regte een. Ek kom van God af. God, deur sy bloed het my gewas. En ek gaan opstaan. En ek gaan wen. Ek wil profeties hierdie uitspraak oor elkeen van julle maak vanoggend en sê dat die nuwe jy, dat die jonger jy, die Christus jy, as dit vir julle meer sin maak, sal domineer en die stryd wen, want hy, die Gees van God is in jou en hy is met jou. Ek roep hierdie volgende oor elkeen van julle vanoggend en ek sê dat die ouer jy sal die jonger jy dien en submit. Nie omdat jy oulik is nie, maar die Gees van God met jou is. Jou ou natuur. Ek het so 'n paar goed hier neergeskryf wat by my opgeduik het en jou ou natuur, dalk is dit pornografie of seksuele goedjies wat jy doen. Dalk is dit jou rook of alkohol gebruik. Dalk is dit taalgebruik. Dalk is dit skelmstreke of dalk is dit woede. Dalk is dit jaloesie. Dalk sukkel jy vandag met depressie. Ek wil vanoggend vir die ou natuur sê, jy sal submit onder die nuwe natuur, die nuwe begeertes, die nuwe leefwyse, die nuwe jy in Jesus naam. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy word versoek, want daar's iets niets in elkeen van ons as kind van God. Daar's 'n lig in jou wat die duisternis bedreig. Daar's 'n lig in jou wat die duisternis wegdryf en wat nooit sal staande bly nie. Jy sien die Gees van God, die Heilige Gees staan saam jou op teen jou vlees. En daar kan geen duisternis wees waar God teenwoordig is nie. Gemeente, ek weet dit is nie maklik nie en ek kom nou by my punt. Maar hierdie stryd binne in ons maak dat ek en jy meer op hom kan vertrou. Ons raak dan net meer en meer afhanklik van hom. Want hy het reeds die dood oorwin. Om ons vlees te wen, of as ek dit anders kan sê, om te wen teen ons vlees, is nie 'n outomatiese gebeurtenis in ons lewens nie. As ek vir die karmanne, en ek weet hier's 'n paar van julle, ons het gisteraan bietjie gepraat oor karre ook, dit is soos 'n manual, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie. Wat sê dan? 'n wat? Ja, nie 'n manual kar, nie 'n handleidingkar, 'n manual radkaskar, voertuig. Sorry, ek moet beter verduidelik. Sorry julle. Ek weet as jy begin bestuur, is 'n handradkar moeilik om te bestuur. Want daar is so 'n simpel ding soos 'n clutch. En dan vergeet jy, en dan trap jy om te vinnig of te stadig, en dan stamp jy jou kop in. Ek weet nie wie van julle dink aan die dae wat julle geleer kar bestuur het nie. Maar dit is nie so moeilik as jy dit vang nie. Dalk het jy in 'n veld gaan oefen, ek het, want my pa was bang ek stamp sy kar. Maar niemand
was om jou toe jy begin het nie. Ek was ons bevoorreg, ek het op 'n gevangenisterrein groot geword waar my pa gewerk het. En daar was 'n rugbyveld of 'n cricketveld. En daar was baie spasie. En daar het ek geleer bestuur. Maar ek sit daai selfde voertuig. En daai selfde persoon wat langs jou in die kar sit. En sit dalk verkeer om jou. En jy kan dit hanteer. Maar dan kom jy op 'n styl opdraande. Maar ek praat van daai styl opdraandes en daar's 'n stop daarvoor. En jy moet nou daar wegtrek. En dan vergeet jy van wat is nou eerste, wat is tweede, en dan raak jy benoud. En jy weet daar's 'n kar agter jou. En dan sukkel jy. En dan dis 'n nagmerrie. En ek het daarmee gesukkel. Maar waarmee ek wil uitkom vanoggend is die probleem waarmee ons vandag sit. Is dat baie van ons dink dat Christus het mos betaal vir alles. En dat ons lewens as 'n Christen, mos alles is uitgesorg outomaties. Want God het betaal vir dit. Daar's so baie kinders van God wat hierdie ingesteldheid het, dat ons het mos een keer gebid. Ons het mos daai gebedjie gebid. Ons het mos een keer ons harte vir hom gegee. Nou gaan alles net smooth sailing wees. En alles gaan outomaties in plek val. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis nie so nie. As jy dit nie weet nie, leef nog 'n bietjie. Maar ek is vanoggend hier, en dis waarby ek wil uitkom. Ek wil julle vandag los met 3 stappe, of 3 maniere, hoe ek dink en hoe ek voel, ons kan ons vlees wen en onder beheer kry. En die eerste ene is jy moet onthou, dat as jy jou hart vir die Here gegee het, is jy dood vir jouself. Hoor mooi wat ek vanoggend sê. Ek het hierso geskryf met ander woorde, in hierdie geval as die prentjiebreine soos ek, is dit die klatschpedaal. Of vir die Afrikaanse mense sê my vrou is 'n koppelaar, is 'n klatschnaam. Romeine 6:12-14 staan daar. Julle moet dus nie langer toelaat dat sonde julle aardse lewe beheer nie. Moenie toegee aan sy verleidelike begeertes nie. Julle is betrokke in 'n geestelike oorlog. Moenie langer julle liggaamlike vermoëns as wapens van ongeregtigheid vir die sonde beskikbaar stel nie, maar stel julle self voortdurend vir God beskikbaar, omdat julle uit die dood weer lewend geword het. Stel al julle liggaamlike vermoëns as wapens van geregtigheid tot God se beskikking. Sien, die sonde mag hoegenaamd nie oor julle heerskappy voer nie. Julle leef immers nie meer onder die verslawende mag van die wet nie, maar onder die bevrydende mag van die genade. As ek vanoggend vir julle sê, en ek wil hê as julle hier uitstap en jy het 'n klats in jou kar, as jy op trap, dink aan vanoggend, dat die eerste wapen of die eerste stap wat ons het om ons vlees onder beheer te sit, is om te weet, jy is dood vir jouself. Daar leef iets anders nou binne jou, wat geen vyand by jou kan vat nie. En hier kom ons as kinders van God en ons stem saam in die feit dat hy het gesê dat julle is meer as oorwinnaars. Ek wil vanoggend, en ek weet nie wie moet hierdie hoor nie, wil ek dit vasmaak by jou en sê, die battle wat jy dalk nog veg vandag, dalk veg jy om nou wat jy hierso sit, is nie groter as die uitspraak wat God oor jou lewe het nie. Ek weet nie wie sukkel vandag met jou identiteit in Christus nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, God het 'n droom oor elkeen van julle. Elke persoon wat vanoggend gedoop gaan word, God het 'n droom oor jou. Ek sê gister vir iemand, ek het nou die voorreg gehad om vir iemand te bid in my kantoor, en julle het dit al by my gehoor. Die feit dat julle vanoggend hierso sit, die feit dat julle vanoggend hierso sit, en jou hart klop, weet ek dat God het nog geplan met elkeen van julle. En ek wil sê, ek weet nie wat is dit waarmee jy sukkel vandag nie. Moenie dat dit groter raak as die uitspraak wat God oor jou lewe het nie. Jy sê, in die begin was jy deel van die ou Adam, maar nou, na jou bekering en na jou doopwater ervaring, het jy deel geraak van Christus. Hy is die ware wynstok, en ons is die lote, Johannes 15. Hy is ons bron van lewe, en ek en jy dra die vrug wat by hom moet pas.
So ek wil volgende vir jou sê, wanneer die ou vlees van begeerte, wanneer daar die ou cravings, wanneer daar die slegte gedagtes opduik by jou, kan jy en ek dit veg vanuit oorwinning. Want daai prys is klaar betaal. Al wat ek en jy moet besef is, hy is met ons. Ons identifiseer nie meer as verloorders nie. Ons identifiseer as oorwinnaars deur die bloed van Jesus. Ek en jy gaan nie meer toelaat, hoor mooi, ons gaan nie meer toelaat dat enigiets ons getuienisse steel nie. Heila, ons gaan nie toelaat dat die vyand met sy leuns 'n getuienis kom steel nie. Tannie Karen, tannie was verlang nie hier nie. Ons gaan nie toelaat dat die vyand die getuienis kom steel wat hy doen in tannie se lewe nie. En so kan ek baie mense uitsonder vandag. Ek wil vir jou vra, spreek dit elke dag oor jou lewe, dat hierdie vlees en sy welis sal nie die laaste sê hê in julle lewens nie. Mooi. Op 'n grappige wyse, die feit dat jy vanoggend jou klats getrap het, gaan nie maak dat jy verder gaan ry nie. En dit bring jy by my tweede punt. My tweede punt is kruisig daardie begeertes, daardie cravings in jou lewe, kruisig dit, kry klaar met dit. Galasiërs 5:24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ek vir jou sê, kry vir jou skrifgedeelte elke dag, onthou hierdie een. Wanneer daai goedjies weer druk, as jy dalk sukkel om op te hou, rook of wat ook al jou craving is, hierdie skrifgedeelte sê, ek het my vlees gekruisig en jy sal wen. Maar hoekom, Mike? Hoekom moet ons dit doen? Want aan die kruis het Christus vir sy vlees en ons vlees oorwin vir my en vir jou. En daarom so ook moet ons dit elke dag doen. Elkeen van ons moet iewers op ons lewenspad kom en net sê stop. Ek noem hierdie tweede punt die briekpedaal. Soos die clutch, tweede een is die briekpedaal. Iewers in ons lewens moet ek en jy tot stilstand kom. Alles in ons lewens kruisig. Ons kruis opneem en in oorwinning begin loop. Dan my derde punt, en ek haas om klaar te maak. My derde een is onderwerp jou aan die Heilige Gees. Gemeente, hierdie is so belangrik. Galasiërs 5:16 sê, ek sê, dis hoofletter, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegang of toegee nie. Hierdie ene, my derde ene, noem ek sommer die versneller, of Mike se taal, gee hom vet Janie pedaal. Daai ene wat ons manne so like. Janrey, jy moet nie nou kykie. Verseker is die Heilige Gees die belangrikste ene, die belangrikste wapen wat ek en jy het teen ons vlees. Kom ons sê, jy is die beste Formule 1 drywer. Wie is nou die beste? Dis 'n dame wat al Formule 1 baie geniet. Maar kom ons sê, jy is die beste Formule 1 drywer in die wêreld. En jy gebruik net die clutch in jou briek, kan ek jou waarborg gee, gaan nêrens jy gaan nie. Maar as ek en jy iewers in ons lewens wil kom en ons wedloop met Christus, gaan ek en jy die voet moet neersit. Ons gaan moet vet gee. Die Heilige Gees moet raadpleeg en ek en jy gaan moet aksie neem. Ons kan nie passiewe Christene wees nie. Hoor mooi asseblief, goeie nuus. Ons kan nie net Sondag kerk toe kom en die res van die week leef soos ons wil leef nie. Ons kan nie passiewe Christene wees nie. Ons is nie geroep om op een plek stil te staan en te idle nie. Ek en jy is geroep en ek en jy is duur gekoop vir 'n rede. En dit is om verby ons vlees te beweeg en 'n verskil te maak daar buite. Die woord sê dit so mooi. Hy sê ek en jy is geroep om te blom waar ons geplant is in die naam van Jesus. Ek sluit af Galasiërs 5:16.
In die Passion Translation sê hy, let me emphasize this. As you yield to the dynamic life and the power of the Holy Spirit, you will abandon the cravings of your self-life. In die New Living Translation sê hy dit so mooi. Hy sê, I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves to do. Goeie nuus. Ek wil vanoggend vir jou sê, gee vandag oor. Asseblief, gee vandag oor en beweeg verby jou eie vlees en begin leef in oorwinning. Ek wil vra terwyl ons so sit, kom ons buig net ons hoofde. Ek weet nie wie van julle terwyl ons oë gesluit is, sukkel met jou vlees, soos ek met myne sukkel. As dit jy is, steek my jou hand op asseblief. En terwyl ek bid, gaan ek Here